In die oploop na Kersfees het ek laasweek so 'n bietjie gesels oor hoe belangrik voorbereiding vir Kersfees is. Etes wat gereël moet word en familie en vriende wat ons moet sien. Met Kersfees bietjie minder as 2 weke weg, is dit nou die tyd om voor te berei. Maar saam met al daardie reëlings, glo ek, is dit ook belangrik om tyd te vat om jou hart vir Kersfees voor te berei. En die tweede manier hoe ons dit kan doen, is herontdek die seën van gee. Louisa May Alcott het in haar boek Little Women geskryf, Kersfees sal nie Kersfees wees sonder geskenke nie. Dit is wat fout is met Kersfees, sal baie Grinches ook sê. Jy weet, almal dink Kersfees gaan net oor geskenke gee en ontvang. Maar dit is nie wat fout is met Kersfees nie. Inteendeel, ek kan nie help om saam met mevrou Alcott te stem nie. Kersfees is regtig nie Kersfees sonder om geskenke te gee nie. Maar hier is die triek. As jy jou hart wil voorberei vir Kersfees, moet jy die seën van om te gee herontdek. Dit hoef ook nie fisiese geskenke te wees nie, maar die geskenk van liefde, omgee, vergifnis, om saam aan die tafel te kan sit en kos te kan deel. In Handelinge 20 vanaf vers 35 herinner Paulus ons dat in alles het ek vir julle gewys dat 'n mens deur harte werk die swakkes moet help. En die woorde van die Here Jesus Christus onthou toe hy gesê het, dit maak 'n mens gelukkiger om te gee as om te ontvang. Nou dit is woorde wat nêrens in enige van die 4 evangelies gevind word nie. So ons weet nie of Jesus dit direk vir Paulus gesê het en of hy dit deur 'n ander disipel miskien gehoor het nie. Maar dit klink wel soos iets wat Jesus sou sê. Byvoorbeeld in Lukas 6 vers 38 sê Jesus, gee en aan julle sal gegee word, want met die maat wat julle meet, sal vir julle afgemeet word. Die idee hierso is dieselfde. Gee bring meer geluk en 'n groter seën vir die gewer as die persoon wat ontvang. Die probleem is, ons stem nie altyd so lekker saam met dit nie, nê? Ons kultuur fokus baie meer op die ontvang as die gee. Kinders maak lysies van wat hulle vir Kersfees wil hê, nie wat hulle vir Kersfees wil gee nie. Ons spandeer duisende rande aan geskenke vir onsself en ons gesin en ons geliefdes, en dan gooi ons dit wat oorbly in die bedelaar se blikkie. Ons gee ook nie om geskenke vir ander mense te koop nie, maar hulle beter dan ook vir my 'n geskenk terugkoop. So ons gee nie regtig geskenke nie, maar ons ruil dit eintlik net uit. Nou hoor my hart, ek sê nie dis verkeerd om geskenke te ontvang of om Kersgeskenke te ruil nie. Ek love 'n geskenk net so baie soos elke ander persoon, maar wat ek sê, wat Jesus en Paulus vir ons sê, is dat die geluk om 'n geskenk te ontvang nie kan vergelyk met die geluk om 'n geskenk vir iemand te gee nie. Dink daaraan, hoeveel keer onthou jy wat jy vir Kersfees ontvang het? Kersgeskenke verloor eventually hulle glans, maar die vreugde van om te gee, dit verdwyn nooit nie. Wanneer jy 'n speelding vir 'n kind gee wat geen ouers het nie, of wanneer jy vir iemand kos gee of geld gee om kos te koop wat andersins honger sou ly, wanneer jy dit wat jy het deel met die persoon wat almal anders van vergeet, wanneer jy van jou tyd gee aan 'n kluisenaar wat in eensaamheid verdrink, wanneer jy klaarkom sonder iets wat jy gee aan iemand wat dit soveel meer nodig het. Dit is 'n seën bo enige geskenk wat jy ooit vir jouself kan ontvang, en dit is ook 'n perfekte manier om die geboorte van Jesus Christus te vier, deur aan ander te gee. Want God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Wanneer ons gee, dan doen ons wat God gedoen het by die eerste Kersfees of by die ontstaan van Kersfees. Ons gee. Ek daag jou uit om hierdie jaar jou hart voor te berei deur die seën van gee te herontdek. Geniet die geskenke wat jy wel ontvang, maar moenie vergeet van die ware vreugde wat kom uit 'n vrygewige hart nie. So, wees hierdie Kersfees vrygewig. En 'n perfekte geleentheid vir hierdie wyse van gee is ons DPS huise projek, waar alle fondse wat ons in hierdie Kerstyd gaan ook om vir daardie kinders Kersgeskenke te koop en om hierdie tyd vir hulle ook spesiaal te maak. Indien jy daarbey betrokke wil raak, hier is 'n skakel hieronder, klik gerus daarso en jy sal ook so 'n verskil kan maak in daardie seun of daardie dogter se lewe. Hierdie is ook die laaste week om so betrokke te raak, alhoewel enige laatfondse wat miskien inkom, sal nog steeds gaan aan hierdie projek. So, wees hierdie Kersfees vrygewig. Baie dankie en tot volgende week.